Right, vinnige recap. So as ons net gou vinnig weer gaan kyk in terme van struktuur wat ons sien. Hoofstuk 6 het vir ons gepraat van die 6 seels en toe het ons gesê hoofstuk 7 was die parentetiese hoofstuk. Wat beteken jy het uit die 7 seels was daar 6 seels gewees en toe is dit hierdie skielike stop, skuif die fokus na iets heeltemal anders toe, breek amper half die tension want die 6de seel is baie intens en dan het jy hoofstuk 7 praat oor iets heeltemal anderste en dan gaan hy weer terug in hoofstuk 8 met die 7de seel en dan daarna dan volg die eerste 4 trompette in hoofstuk 8. Dit hanteer gewoonlik vir ons die aarde, die water, die lug. En dan hoofstuk 9 het vir ons gedoen die 5de en die 6de trompet. Hierdie was die bose invloed gewees op die mensdom, op die ongelowiges. En so dis wat ons gesien het in hoofstuk 9. Teen die tyd wanneer ek en jy by hoofstuk 10 en die eerste gedeelte van hoofstuk 11 kom, die eerste helfte van hoofstuk 11, het ons weer 'n parentetiese hoofstuk. Wat beteken, dit gaan weer daar is 'n fase wat heeltemal wegbreek van die trompette af. En so dis wat ons nou sien, en soos wat hy meeste van sy ander gedeeltes begin hy met en ek het gesien. Hierdie is die volgende ding wat ek sien. So as ons onsself weer herinner in terme van die struktuur, soos ek vir julle gesê het, waarby ek myself oplyn in terme van baie slim ouens wat dit so sien, dan begin dit basies tussen in die hemelvaart en die wederkoms en binne in hierdie tydperk speel daar goeters af en partykeer dan speel dit af op aarde en partykeer speel dit af in die hemel. En dan gaan hy weer terug en hy begin weer die siklus en hy vertel basies vir ons al die gebeurtenisse tussen in hierdie tydperk. En so dis waar ons onsself optel in hoofstuk 10, is hy sê nou weer vir ons iets heeltemal wat wegbeweeg van die eerste 6 trompette af, en hy gaan vir ons hierso begin in vers 1. En dan sê hy, toe het ek 'n ander kragtige engel gesien, wat van die hemel af neergedaal het. Hy was omring deur 'n wolk met 'n reënboog bokant sy kop. Sy gesig was soos die son en sy voete soos 2 vuurkolomme. Nou, hy begin hierso en hy sê, toe het ek 'n ander kragtige engel gesien. Belangrik om te weet, daai woord ander, as ons gaan kyk na die Griekse woord vir dit is allos. Allos het ons gesê, dit is die ander een van dieselfde soort. So as ek vir jou sê, ek gaan vir jou 'n ander stoel gee, dan beteken dit is dieselfde van daai soort stoele wat jy gaan kry. So dis 'n ander stoel, maar dit is van dieselfde soort. As ek 'n ander woord gebruik, hedros, ek gaan vir jou 'n ander stoel gee wat van 'n ander soort is, dan sê ek vir jou, ek gaan vir jou so 'n grys stoel gee waar jy nou op 'n sponsstoel sit. Dis ook 'n stoel, maar dis 'n ander soort stoel. Wanneer hy hierso die woord gebruik ander, dan bedoel hy 'n ander van dieselfde soort. Nou, hoekom is dit belangrik om dit te verstaan? Want onthou nou, hy is besig om te praat oor die 7 engele wat besig is om op die 7 trompette te blaas. So hy praat nou van, ek het 7 engele gesien, ek het die eerste engel gesien blaas, die tweede engel gesien blaas, derde engel gesien blaas, 6de engel gesien blaas, en nou het ek 'n ander van dieselfde soort engel gesien. So met ander woorde, dis ook 'n engel. Ek sê dit vir julle bloot want daar is party mense wat die interpretasie van hierdie engel gewoonlik kan vat en hulle gebruik dit as Jesus wat hierso is. Nou onthou nou, dis nie so far-fetched as jy dink in die Ou Testament. As ons lees van die engel van die Here, dan sê ons dis 'n Christophany, wat beteken dit is Christus in die Ou Testament. Dis Christus voordat hy mens geword het. So party ouens gaan kyk na wat hulle sien, wat hulle beleef van hierdie engel en hulle vra hulle self, maar is hierdie nie Jesus in sy Christophany weergawe nie, as die engel van die Here nie. En ek dink omdat hy gebruik 'n ander van dieselfde soort, is dit nie die geval nie, want wanneer hy praat van Jesus, dan praat hy van hom van die geslagte lam, daar's al die titels wat hy gebruik vir Jesus, verhewe hom bo engele. So hierdie sien ons primêr dan as 'n ander van dieselfde soort, 'n ander engel, wat 'n kragtige engel is. Nou party ouens sê dat hulle glo dat hierdie kan Michael wees, wat die aardse engel is. Ek persoonlik sê, as hy dit nie vir ons sê nie, dan maak dit nie saak nie. So ek dink ons grootste fout wat ons kan doen is inlees wat daar nie staan nie. Daar is kere wanneer ons lees van
die engel Gabriël, en daar was vir hom gesê. So daar is 'n spesifieke rede dat ons weet wat is Gabriël se funksie. Wanneer hy nie vir die engele naam gee nie, dink ek nie ons hoef te worry nie. Ek dink ons het 'n hele teologie leer oor engele en hulle name en demone en hulle name. En ek herinner myself, as dit nie gesê word in die Bybel is nie nodig vir ons om dit te weet nie. So ek dink dis waar ek myself posisioneer rondom daai goeters, maar dit is verstaanbaar dat hierdie is 'n ander kragtige engel. Dan sê hy verder, en hy was omring deur 'n wolk. Nou hierdie omring deur 'n wolk, as jy gaan kyk na die Griekse woord, dit beteken amper half soos omgevou. Dink nou 'n bietjie as jy in die winter ergens te koud kry en jy vat 'n kombers en jy vou dit om jou. Dis die tipe woord wat hy daar gebruik. So as ons praat van die wolke wat om die engel was, dis amper half asof dit soos 'n kleed om hom is. Dis wat ons hierso sal sê. En dan wat ons gaan praat ook, as ons praat van 'n wolk, dan meeste van die tyd as ons gaan kyk na die Bybel en hoe die Bybel 'n wolk sien, dan gaan dit baie keer saam met eider die teenwoordigheid of die oordeel van God. So as ons kyk na Jesaja 19, op 'n stadium dan sê hy, en God ry op 'n wolk om oordeel te gaan doen oor Egipte. As ons gaan kyk na Esegiel 30, dan sê hy in die dag van die Here, dan gaan daar 'n swaar en donker wolk afkom. As ons gaan kyk na Joël 2, dan sê hy die dag van die Here gaan wees met baie wolke en 'n diep donkerte wat saam met dit gaan. So as ons praat van wolke gewoonlik, dit praat nou hierso van die teenwoordigheid van die Here of dit praat van die oordeel van die Here, wat daarmee saamgaan. En dan sê hy met 'n reënboog bokant sy kop. Nou reënboog bokant, die beste plek waartoe ons nou kan terugverwys is terug na Openbaring 4 toe. Onthou ons na die troon kyk van God. Dan sien ons het al hierdie verskillende aspekte daarvan, maar een van dit is 'n reënboog wat bo God uit is. So dis dieselfde tipe konsep, en dan wat gaan saam met dit gaan, so jy beleef nou hierdie wolk om hom, reënboog bo sy kop, en dan sê hy, en sy gesig was soos die van die son. Hierdie praat van die refleksie van God se heerlikheid. Dink nou aan Moses, as Moses tyd gespandeer het saam met die Here, in die teenwoordigheid van die Here, dan het sy gesig geskyn, dat hy selfs 'n veil moes gedra het voor sy gesig, net om by die mense te kan wees. So is belangrik om te verstaan dat die effek hiervan is nie die engel se eie heerlikheid nie. Dis gewoonlik 'n refleksie van God se heerlikheid. So met ander woorde, jy kyk na hierdie engel, jy beleef hom, jy sien hierdie reënboog, jy sien hierdie gesig wat skyn, jy sien hierdie wolke, en dit verteenwoordig God se oordeel. Dit verteenwoordig God se heerlikheid. Dis wat ons op hierdie stadium sien in terme van dit. En dan sê hy, en sy voete soos 2 vuurkolomme. As ons gaan kyk ook na die posisie van waar sy voete gaan wees, hierdie praat ook van 'n baie ferm oordeel wat plaasvind. So hierdie is 'n standvastigheid, daar is 'n autoriteit wat saam met hierdie engel kom, en dit sien ons in selfs net hoe hy lyk. Dan gaan hy aan vir ons in vers 2. Dan sê hy, in sy hand het hy 'n oopgerolde boekrolletjie vasgehou, en hy het gaan staan met sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die aarde. Nou, hier praat hy van 'n oopgerolde boekrolletjie gehad. Nou, weer eens, dink terug, Openbaring 4, Openbaring 5, God op die troon, en hy hou 'n boekrol vas. En dan wat gebeur is, hierdie boekrol is dan gesluit met 7 seels. So as ek en jy nou gaan kyk na hierdie gedeelte, dan is daar slim ouens wat sê dat dieselfde taal wat gebruik word vir hierdie boekrol, is dieselfde taal wat gebruik word vir die boekrol wat in God se hand was. So nou kan van die ouens tot op die konklusie kom dat dit is moontlik dieselfde boekrol. Ek weet nie of dit noodwendig dieselfde boekrol is nie. Ek gaan nie so ver gaan om dit te kan sê nie. Ek is nie slim genoeg om daai stelling te maak nie. Wat ek wel kan sê is, hoekom ek dit sien, is ek sien hierdie is 'n verkleiningsvorm. Dis 'n kleiner boekrol. Wat beteken, dit kan of beteken dat hierdie engel was baie groot, maar in vergelyking met God is geen groot engel groter as God nie. So met ander woorde, as God 'n boekrol vashou, dan gaan 'n engel nie skielik daai selfde boekrol vashou en nou is dit 'n kleiner boekrol nie. Wat ons wel weet is 'n boekrol bevat die raadsplanne en die wil van God. En so dit wat gesluit was in terme van die boekrol by God, kan dieselfde verteenwoordiging hê binne in hierdie boekrol.
wat beteken dat dit bevat die raadsplanne en die wil van God. En ons gaan later uitsien hoe dit uitspeel in terme dat dit bevat die woord van God. So dis wat ons dan wel kan sê. So as ons gaan kyk, is 'n kleiner boekrol, maar wat daar opgeskryf staan, kom vanuit God uit en dra dieselfde gewig soos wat die boekrol sou gedoen het in God se hand. So dis wat ons daar sal verstaan. Okay, so dan gaan ons, en hy sê, en hy het gaan staan met sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die aarde. Nou moet julle onthou dat ons kom nou net uit die trompette uit, en een van die trompet het spesifiek gepraat oor dat die vernietiging op die aarde, die ander een het gepraat oor die vernietiging op die see, ander het gepraat oor vernietiging in die lug. So as ons hierso praat van hierdie engel wat staan, kragtige engel, hy basies staan vol en die autoriteit van die see, van die water en van die lug. En so hierso praat ons spesifiek van God se beheer, God se mag. So al hierdie trompette wat afgespeel het oor land, see en lug, God bly in beheer. God is die ene wat al hierdie goeders vashou, en ons sien ook wanneer hy 'n eed aflê, dan sal ons sien ook hoe hierdie konsep vasgemaak gaan word, spesifiek. En dan sê hy vers 3, en hierdie engel het toe hy met 'n kragtige stem uitgeskreeu soos 'n leeu wat brul. Nou, ek moet wel sê, ek dink as ek en jy nou al tyd gespandeer het op 'n wildsplaas waar leeu's was, of naby leeu's was, wat op 'n wildsplaas iewerste was, of selfs in die wildtuin, en jy hoor 'n leeu wat brul in die aand. Dis 'n ongelooflike mooi klank, wat kilometers en kilometers wyd kan gaan. Nou, daar's verskillende kere wanneer 'n leeu brul, daar's kere wanneer 'n leeu brul om sy gebied af te merk, om te kan sê hierdie is my area, daar's 'n gedeelte wat hy sal brul, om die ander trop bymekaar te kan bring, so daar's 'n redes daarvoor. Maar dan is daar 'n gedeelte wanneer 'n leeu brul uit aggressie uit, wanneer hy in hierdie oomblik is om te beklei. Nou wil ek vir jou sê, dat as ek en jy voor 'n leeu staan wat so brul, en daar is nie 'n draad tussen jou en daai leeu nie, en daar is ook nie 'n kar tussen jou en daai leeu nie, en hy brul, is ek en jy pretty much seker om onsself nat te maak. Dis wat gebeur, daar is 'n ander tipe krag en 'n ander tipe autoriteit in 'n leeu wat uit aggressie uit nou reg is. Daai brul maak jou in jou wese bang. So, dis wat nou hierso gaan plaasvind. So hierdie engel skreeu en dis die effek. 'n Leeu wat brul. Nie hierdie pragtige, mooi, saggies in die agtergrond aand. Nee, hierdie is 'n krag, hierdie is 'n autoriteit wat hierso plaasvind, en dis wat hy vir ons verteenwoordig. Dan gaan hy aan, en dan sê hy, nadat hy so geskreeu het 7 donderslae hulle eie dreunings laat weergalm. Nou gepaard saam met 'n leeu wat brul. Dink nou, imagine jy loop nou in 'n veld en daar slaan 'n weerligstraal so 3 meter weg van jou af. Weereens, 'n hele ander reaksie wat in jou hart plaasvind. Die oomblik wanneer ek en jy gekonfronteer word met die rou, diep, harde geluid van 'n weerligstraal wat by jou slaan. Nou moet ek en jy verstaan, so gevolg deur hierdie brul van leeu, slaan daar 7 van hierdie donderslae. Hierdie is autoriteit. Hierdie is krag wat vrygestel word in hierdie oomblik. En dis wat jy moet beleef wat hier in hierdie oomblik gebeur. So dis 7 donderslae het hulle eie dreunings laat weergalm. En toe die 7 donderslae weergalm het, was ek op die punt om dit op neer te skryf, maar ek het 'n stem van die hemelse kant af hoor sê, hou geheim wat die 7 donderslae weergalm het, en moenie dit opskryf nie. So nou met ander woorde, hy sê, hy hoor dit, en binne in hierdie 7 donderslae is daar 'n boodskap. En hy wil hierdie boodskap van hierdie donderslae neerskryf, maar toe hy dit wil neerskryf, toe word hy gestop. Deur wie? Deur die een wat vir hom die opdrag gegee het om wel alles neer te skryf. Nou hoofstuk 1, toe kry hy die opdrag, en hy het gesê, jy moet alles neerskryf wat jy sien. En so hy het 'n opdrag, sy werk, as hy kyk nie net en beleef hierdie soos 'n movie nie, hy is besig om dit te sien, en hy skryf neer, soos dat hy die goed sien, soos dat hy dit hoor, soos dat hy dit beleef, soos hy besig om neer te skryf. En in hierdie oomblik, toe die 7 donderslae slaan met hulle boodskap, kom hierdie einste stem. Dit wat hy as Jesus beleef het in hoofstuk 1, sê vir hom, moet nie opskryf nie.
So hy hoor die boodskap en hy beleef dit. Nou party ouens sal sê dat die boodskap wat moontlik hierin kon opgeskryf gewees het, kon moontlik gewees het min of meer wat ons later gaan sien in terme van die 7 bakke van oordeel wat uitgegooi word in Openbaring 16. As jy my persoonlik vra, wat dink ek was hier opgeskryf, dan sê ek lees vers 4 en hy sê, hou geheim wat die 7 donderslae weergarm. So dit beteken ek het nie 'n cooking clue nie. So met ander woorde, jy weet nie en ek weet nie, want ons lees dieselfde Bybel. So dis min of meer dit. Maar ja, so dis wat ons daarso sien en dan sê hy verder, en die engel wat ek op die see en die land sien staan het sy regterhand in die rigting van die hemel opgelig en 'n eed gesweer by hom wat vir altyd lewe, wat die hemel en sy inhoud en die land en sy inhoud en die see en sy inhoud geskep het. En hy het onder eed gesweer, daar is nie meer tyd oor nie. So hy kom hierso en nou sien jy hierdie engel, hierdie kragtige engel, 1 voet in die water, 1 voet in die op die land, en hy's besig om 'n eed af te sweer aan wie? Die een wat geskep het. Hy het geskep die hemel en sy inhoud, die land en sy inhoud en die see en sy inhoud. Dis autoriteit. Hy skep 'n eed of hy lê eed af aan God, die eienaar van alles. Die een wat in beheer is van alles. En wat sê hierdie eed? Die eed sê die volgende: daar is nie meer tyd oor nie. Tyd is verby. Daar is nou niks meer wat gaan volg nie. Hierdie is nou die einde. En so vers 7 gaan vir ons hierdie ding dan verder oopbreek. Maar die finale oordeel, dit wat gebeur het, so trompette het geblaas, seels was oopgemaak gewees, hier kom ons nou aan die einde, en hy sê vir ons, in daardie tyd, wanneer die 7de engel sy trompet sal blaas, sal God se verborge bedoelinge verwerklik word, soos hy dit as 'n goeie boodskap aan sy diensknegte, die profete, bekend gemaak het. 2020 sal sê dat as die 7de engel sy trompet blaas, sal die misterie van God sy doel bereik. So hierdie engel maak die stelling en hy sê tyd is verby. Wat nou gaan volgende gaan gebeur, is die 7de engel gaan sy trompet blaas en dan gaan ons daai diep vrae wat ons vra, gaan ons beleef. Hierdie is nou daar. Onthou, as ek en jy sit in ons worstel oor die vrae wat ons die meeste vra, is Here, hoekom? Here, hoekom moet ek hierdie beleef? Here, hoekom moet ek hierdie siekte sien? En hoekom moet ek dit ervaar? Hoekom moet ek hierdie pyn beleef? Hoekom moet ek hierdie lyding beleef? Hoe lank nog? Dink aan Dawid se gebede. Here, hoe lank nog gaan die ongeregtiges heers? Here, hoe lank gaan hulle nog my vernietig? Here, hoe lank gaan hierdie goeters nog gebeur? Dis wat ons vra. Hierdie vraag is maar hoekom? Hoe kan ons soveel pyn en hoe kan ons soveel seer op hierdie aarde wees as God 'n liefdevolle God is? Wanneer gaan God inkom? En hy sê dat op die 7de trompet gaan God hierdie goeders oopmaak. So tot en met dan toe kan ons vra, hoekom totdat jy blou in jou gesig is, jy gaan nie antwoord kry nie, tot en met die 7de engel sy trompet gaan blaas. En so dis wat hierdie engel doen. Hierdie engel verklaar nou 'n eed af om te sê, tyd is verby, dis klaar. Die 7de engel gaan nou sy trompet blaas, en dan gaan God sy misterie, sy doel, wat alles gaan uitkom, want dit gaan dan bereik wees. En dis dan wat ons daar sal sien en beleef. En sê in daardie tyd, wanneer die 7de engel sy trompet blaas, is wanneer al hierdie goed gaan gebeur. Vers 8, en die stem wat ek van die hemelse kant af gehoor het, weer eens, selfe stem wat vir hom gesê het, skryf, selfe stem wat vir hom gesê het, moenie skryf nie, hierdie selfe stem is nou besig om weer met hom te praat, en hy sê, hierdie stem het toe weer met my gepraat, deur vir my te sê, gaan haal die opgerolde boekrolletjie wat in die hand is, van die engel wat op die see en op die land staan. So, onthou nou, Openbaring 4 en 5, God met 'n boekrol, maar dan is daar 'n stem, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak? En dan begin Johannes in sy wese begin huil, want hy besef, niemand is waardig om hierdie boekrol oop te maak nie. En dan kom Jesus, en hy maak hierdie seels oop. Maar dan wat toch als amazing is nou kom ons en daar word nou weer 'n oproep gemaak oor 'n boekrol te vat, maar hierdie keer kry Johannes die opdrag om te sê, gaan kry die boekrol by hierdie engel. En so dis wat ons nou beleef. En dan sê hy vers 9, hy sê, ek het toe na die engel toe gegaan en hom gevra om die boekrolletjie vir my te gee. Sy reaksie was, neem dit en eet dit op. Dit sal bitter wees in jou maag, alhoewel dit so soet soos heuning sal smaak in jou mond.
Ek het toe die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, was dit bitter in my maag gewees. Nou, daar's twee elemente wat ons gaan moet bespreek. Nommer 1, die soet soos heuning, en dan die tweede een is die bitter gedeelte. So as ons praat van soet in sy mond, hierdie is nie die eerste keer wat ons hierdie beleef nie. Ons sien hierdie in Esegiel 2 ook. So as jy Bybel het, blaai gou vir my na Esegiel 2 toe. So jou net herinner, Esegiel was 'n profeet gewees, wat moes met die Israeliete gepraat het. So hy word geroep om 'n profetiese woord aan die Israeliete te gee, wat 'n hardnekkige groep mense is, wat ongehoorsaam is aan die Here, en hy word 'n stelling gemaak, en is Esegiel 2, en ons lees dan die volgende, en ons lees hom sommer vanaf vers 8, en hy sê die volgende: En jy, mensekind, luister na wat ek vir jou sê. Moenie omstandig wees soos die rebelse huis nie. Maak jou mond wyd oop en eet wat ek vir jou gee. Vers 9. En ek sien toe en kyk, daar is 'n hand uitgestrek met 'n boekrol. Hy het dit voor my opgerol, en die voor en die agterkant daarvan was daar geskryf. Treurliedere, versigtinge, weeklaagte was daarop neergeskryf. Hy sê toe vir my: Mensekind, wat jy nou kry, moet jy eet. Eet hierdie boekrol en gaan praat met die huis van Israel. Ek het my mond oopgemaak, en hy het my daardie boekrol laat eet. En toe sê hy vir my: Mensekind, jou maag moet jy voed, tot jou ingewande moet jy gevul word met hierdie boekrol. En soos dat ek dit vir jou gee, en ek het dit geëet, en dit was so soet soos heuning in my mond. So dis wat hy hierso beleef. En dan wat gebeur is, as ek en jy nou later gaan kyk nou na Psalm 119, vers 103, jy weet nou Psalm 119 gaan primêr oor die woord van God. Hier skryf, en ons glo dit was Esdra gewees wat Psalm 119 geskryf het, dan sê hy: Hoe strelend is u woord vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. So hierdie wanneer ek en jy begin praat oor die woord van God wat gespreek word. Onthou, hy sien dit in Esegiel. Hy gee vir hom hierdie woorde, en hy sê: vat hierdie woorde, eet dit, en gaan deel dit met die mense. Dis wat sy doel is. En die smaak daarvan is goed. Jy gaan sien, hy gaan presies dieselfde ding doen vir Johannes. Hy sê vir hom: eet, dan gaan dit soet wees in sy mond, bitter in sy maag, maar dan gaan praat met die mense. Dis wat hy om mee afeindig. Nou as ek en jy dink aan die woord van God wat soet is, dan dink ons aan die deel van die boodskap wat vir my en vir jou ongelooflik mooi is om te weet. As ek en jy dink aan die goeie nuus. Die goeie nuus, as ek en jy sê dat die Bybel is goeie nuus. Die konsep van verlossing, dat Jesus gesterf het aan 'n kruis, sodat jy nie nodig het om vir jou sondes te betaal nie, dat Jesus dit ten volle betaal het vir jou. Daai is so soet soos heuning. Dat daar versoening gekom het tussen jou en God, wat beteken dat daar is nie 'n vyandigheid tussen jou en die Here nie. Daai is 'n soet woord om te hoor, om te weet dat God is 'n liefdevolle God, soos 'n Vader wat sy liefde uitstort oor jou, wat sy genade uitstort oor jou, wat jou toelaat om in sy teenwoordigheid in te kom. Daai woorde is soet soos heuning. Dis wat hy van praat, is dat ek en jy hierdie woorde sal vat, deel maak van ons lewe, en besef dat hierdie gewig van hierdie is so ongelooflik mooi. Maar dan moet jy verstaan dat in dieselfde asem, die oomblik wanneer ons hierdie goeie nuus sluk, soos wat Johannes moes gedoen het, dan word hierdie ding ongelooflik bitter. Want so goed soos dit die goeie nuus kan wees, moet ons verstaan, is daar 'n element van die woord wat ek en jy in ons wese nie wil doen nie. Onthou, dis baie maklik om te kan sê ons hou van die goeie nuus, ons hou van die genade, ons hou van die liefde. Maar die oomblik wanneer jy op 'n plek gekom was en jy was benadeel gewees, jy was mishandel gewees, jy was op 'n plek gekom waar dit nie goed gegaan het nie, en ek praat nou met jou oor vergifnis. Daai is nie lekker nie. Daai is die bitter woorde wat ons nie wil deel van ons lewens maak nie. As ek vir jou praat van dat die woord praat van dat ons moet selfloos wees, wat beteken, dit gaan nie oor wat jy wil hê nie, dit gaan nie oor jou behoeftes en jou begeertes en jou comfort nie. Daai is bitter woorde om te hoor. Die oomblik wanneer ons praat van dat alles wat ek het behoort aan die Here, en dit het 'n effek oor wat ek gee vir hom. Daai is bitter woorde om te beleef. So ons gaan kyk hierna, en ek meen selfs net, jy vat die blote feit as ons dink aan Matteus 28,
gaan uit, maak disippels. As ek vir jou sê dat dit is my en jou plig om met 'n ongelowige te gaan praat en hom tot bekering te bring. Dis bitter woorde. Ons voel skaam, ons wil dit nie doen nie. As ons praat van evangelisasie, dan duik ons almal onder stoele in. Niemand wil uitgaan en 'n verskil maak nie. Hoekom? Want dit is bitter, dis ongelooflik moeilik om hierdie goeders uit te leef. So soet soos die woord van God kan wees. In ons wese is daar 'n bitterheid die oomblik as ons dit deel maak van ons hart. Maar tog dan sê hy nog steeds vir hom in vers 11 en toe sê hy vir hulle, jy moet weer gaan profeteer teen baie volke, nasies, tale en konings. So met ander woorde, vat hierdie en gaan deel dit. Sê afte met Esegiel, vat hierdie woorde, maak hierdie woorde deel van jou en gaan uit en gaan deel dit. En dis dit, en ek glo dat in hierdie stadium is hy besig om vir Johannes dieselfde opdrag te gee as wat hy gedoen het in Matteus 28. Gaan uit, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle geleer het. Vat hierdie woorde, maak 'n deel van jou en dan gaan deel jy hierdie met ander mense uit. So ek en jy moet verstaan dat die oomblik wanneer hy hierdie van ons vereis, daar is 'n bitterheid wat kom saam met die goeie nuus. Daar is 'n bitterheid wat kom saam met die heuning. En hierdie bitterheid gaan lei na lyding toe, dit kan lei na vervolging toe, dit kan lei dat jy uitgesluit gaan word, dit kan lei weer na plekke dat jy nie meer uitgenooi gaan word na partytjies toe of na plekke toe waar mense jou gaan deel maak nie. Dit is waartoe dit kan lei, maar op die einde van die dag as ons hierna kyk, dan besef ons dat omdat die waarde vir ons so belangrik is, dat ons sal besef, soet in die mond, bitter in die maag, maar dat ons dit nog steeds sal deel maak van ons lewens, om dit wel te kan uitdeel vir die wêreld daar buitekant. En dis die hart van Openbaring 10. So kom ons bid en dan gaan ek oorgee vir vrae. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek bid, Here, dat in hierdie oomblik, Here, net ons so bewus sal wees, Here, van wat dit beteken, Here. Soos dit ons sien en besef ons, Here, hierdie engel verteenwoordig oordeel. Here, maar dat U tog steeds in beheer is. Here, U ten volle beheer het. En ek wil bid, Here, dat soos Johannes, dat ons hierdie woorde sal vat, sal deel maak van ons lewens, Here. As ek dink net aan die boodskappe vir die kerke en wat U vir hulle gegee het in Openbaring 3, dat ek, Here, dat ons net hierdie goeie sal sien en beleef, deel maak van ons lewens. Here, maak nie saak hoe bitter dit is, Here, dat ons sal uitgaan en hierdie gaan deel met mense daar buitekant. Here, dat U woord vir ons sal lewe bring. En dit sal nie net binne in ons bly omdat ons dink dit is soet, Here, maar dat ons selfs die bitter sal vasmaak in ons lewens en tog sal uitgaan en dat hierdie 'n verskil maak in die wêreld daar buite. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.